na die Nasionale Kruger Wildtuin en langs Wenda lê Ntabeni Staatsbos met sy natuurlike bosse en aangeplante bome. Verskillende soorte sagte hout word hier gekweek en aangeplant. Denne is die bekendste en die belangrikste houtsoort wat hier op groot skaal verwerk word. Ntabeni gee werk aan baie mense, maar dit kos ook baie om na die bosse te kyk en om die hout te verwerk. Elke boompie wat aangeplant word, is 'n belegging wat eers na baie jare sy wins kan lewer. Eers as hy 'n groot boom is, kan hy gekap word en suksesvol bewerk word. Die beplanting van die grasveld met denne by Ntabeni het die natuurlike plantegroei grootliks verander. Baie wilde diere het nou in die plantasies 'n nuwe loopgebied gekry. So ook die samango of swartarmaap. Die aap is by uitstek 'n boombewoner. Hy is baie skaam en kom selde indien ooit op die grond voor. Die samango-aap is familie van die gewone blou aap. Die samango is groter en kom net op 'n klompie plekke in die land voor. Die samango-aap word van 1914 af beskerm. Hulle word in die Suid-Afrikaanse rooi databoek vir bedreigde klein soogdiere as skaars aangegee. In sy natuurlike staat leef hy van vrugte wat volop in natuurlike bosse van Ntabeni voorkom. Die sappige wilde vy is vir hom 'n lekkerny. Nog iets waarvan hy hou, is die groter vrugte van die besemtrosvy. Omdat die vrugte so sappig is, drink die ape amper nooit water nie. Nog 'n gunsteling is die basterkiepersal. Die ape eet die groeipunte en jong lote wat soos geelwortel smaak. Ander kos vir die ape is waterbessies en natuurlik insekte soos kewers en vlinders. Van die denneplantasies is op sommige plekke tot 10 aan die natuurlike bosse aangeplant. So is daar vir die ape 'n brug gevorm om maklik in die plantasies te kom. Dit het nuwe probleme vir bosbouers laat ontstaan. Berigte van die skade wat samango-ape aan die dennebome doen, het al in 1960 verskyn. Die ape het die gewoonte aangeleer om van die bome se bas af te skeur en die sagte weefsel net onder die bas te vreet. Maar daar is geen bewyse dat hulle die bas van die bome stroop omdat daar 'n tekort aan natuurlike kos is nie. Die skade word gedoen as die ape deur die plantasies beweeg, op soek na wilde vrugte en insekte. Baie van die jong bome gaan dood van die basstropery. Dooie boomtoppe kan oral in die plantasies gesien word. Van die bome wat oorleef, is baie keer misvorm as gevolg van skewe groei en onnatuurlike vertakkings. Hier is 'n jong Pinus spatula boompie wat deur die samango-ape geringbas is. Die bas is reg rondom afgetrek met die gevolg dat die boompie aan die bokant sal doodgaan. Die ape is op soek na hierdie sagte vloeimweefsel onderkant die bas, asook die sap wat die boom afskei. Die ape is egter nie afhanklik van hierdie vloeim om te oorleef nie. Dit is net 'n gewoonte wat hulle aangeleer het om die bas af te trek en die vloeim te benut. Op hierdie kaart is die beskadigde plantasies duidelik sigbaar. Die donkergroen dele is natuurlike bos. Die liggroen, die denneplantasies en die bruin gedeeltes dui die beskadigde plantasies aan, wat alreeds groter as 600 hektaar is. Die omvang van die skade wat die ape doen kan eers gesien word as die hout by die saagmeule verwerk word.
Die toegegroeide letsels onder die bas is in baie gevalle eers sigbaar nadat die stompe deurgesaag is. Dit is dwarssnitte van 'n 20-jarige dennestam wat op verskillende hoogtes deurgesaag is. Hier kan gesien word waar die boom beskadig is toe hy 7 jaar oud was en toe weer herstel het. Al wat sigbaar is die swart letsel aan die buitekant van die stam. Op hierdie skuwe is die letsels van skade wat nog nie toegegroei het nie duidelik sigbaar. Hier kan ons mooi sien waar die verrottingsswamme wat die boom aanval as die bas gestroop is, die hout vrot gemaak het, asook harsletsels wat in die hout agtergelaat is. Sulke hout is totaal onbruikbaar en nutteloos vir kommersiële gebruik. Die skade wat die ape doen, kos bosbou reeds miljoene rande. Die departement van omgewingsake het 'n navorsingsprojek op die ape begin om skade wat hulle doen minder te maak. Radiosenders word ook gebruik om die ape se bewegings en gewoontes te monitor. Een van die groot redes vir die toename in die getal ape is die afwesigheid van hulle natuurlike vyande. Die kroonarend, die belangrikste natuurlike vyand van die Simango-aap, word streng beskerm. So word ook luislange en luiperds in die woude by Entebbe hervestig om die aapgetalle te beheer. Daar is ook 2 ander moontlikhede om die probleem met die Simango-ape op te los. Hulle kan die ape skiet of vang en dan op 'n ander plek hervestig. Om die ape te vang lyk na 'n oplossing, maar ook hier het 'n nuwe probleem opgeduik. Meestal word net mannetjies gevang. Die wyfies beland selde in 'n vanghok. Die mannetjiesaap word in die agterste gedeelte van die vanghok aangehou. Sy roep lok die ander ape na die hok toe. In die voorste deel word vrugte rondom 'n sneller meganisme neergesit. As die aap op die sneller trap, val die hek agter hom toe. Vanghokke word ook hoog in die bome gestel, omdat die ape nie sommer op die grond kom nie. Ape wat so gevang word, kry nie seer nie en kan maklik na hulle nuwe woonplek oorgeplaas word. Daar is gelukkig nog boere wat bereid is om die ape op hulle grond los te laat. Een so 'n man is Ad Engelbrecht van die plaas Perth. Op hierdie plaas, geleë in die Soutpansberg, is al baie Simango-ape tussen die broodbome losgelaat. Van die plateau af kan die Spiesdam in die agtergrond gesien word en in die verte die Blou Berge, wat ook die mees westelike blyplek van die Simango-ape in Suid-Afrika is. Nou, die vrylating van die aap